Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskinde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, robbevee, volkskinde in 'n neutedop deur Ronel. 'n Algemene element in alle robbevee volkskinde is dat hulle hul robbevelle nodig het om na die see terug te keer. As hulle dus gesteer word terwyl hulle op land is, sal hulle hul velle opruk en na die water terugkeer. Hierdie robbevee is vervloek met 'n voortdurende verlange na wat hulle nie het nie. Wanneer hulle op die land loop as 'n mens, smag hulle na die see. As hulle soos robbe in die water swem, smag hulle na die land. In meeste verhale wat die robbevee vrou betrek, sonbaai 'n robbevee vrou op die strand, of dans in die maanlig, of geniet om in haar menslike vorm te wees, en 'n sterflike man steel haar robbevel, dwing haar om met hom te trou en sy kinders te baar. Die robbevee vrou doen soos verwag, en wag geduldig om haar robbevel terug te neem en na die see terug te keer. Soms sal die robbevee vrou terugkom vir haar kinders, en soms verlaat sy hulle saam met haar sterflike man. Die kwessie van toestemming is een vir 'n heel ander episode. Robbevee mans is buitengewoon aantreklik, en sterflike vroue smag na hul aandag. Soveel so dat sommige met hoogwater 7 trane in die see sal huil om een te ontmoet. En as 'n vrou by die see vermis raak, word gesê dat sy by haar robbevee minnaar gaan woon het. Sommige verhale, veral in Shetland, vertel van aantreklike robbevee wat eilandbewoners tydens midsomers aan die see inlok. Die mense word nie weer gesien nie. Hierdie robbevee is vervloek met 'n voortdurende verlange vir wat hulle nie het nie. Wanneer hulle as 'n mens op land loop, smag hulle na die see. As hulle soos robbe in die water swem, smag hulle na die land. En nou vir my interpretasie van die vee, en 'n oorsprong van die vee, robbevee. Hulle is in staat om vorm te wissel tussen hul rob en menslike vorms. Robbevee woon meestal in die menseryk. Die grootste taboe van hul soort is om met ander vee te meng, deur die huwelik ensovoorts. Alhoewel hulle soms met hul eie soort trou, is dit meer algemeen dat hulle 'n menslike maat soek. Hulle vang 'n ongetroude mens vas deur hul ander vel, die robvel, en los vir die mens om te vind. Die mens is nie in staat om die ander vel weg te gee, die robbevee toe te laat om dit terug te eis, of andersins skade aan te doen nie. Hulle word deur hierdie pels aan hul robbevee maat gebind. Daar word gedink dat iemand kragtig robbevee, en dus mense, vervloek het om altyd die prooi te word van die toorkrag van die ander vel. Dit gebeur wel dat tydens die seins vryheid van hierdie vloek by of die veekoningin of die donker koning gekoop kan word. Gewoonlik gebeur die seins elke 7 jaar. Alhoewel sommige gevind het dat die prys vir vryheid te hoog is. Robbevee is so sommige bekend as die goeie volk. Hulle help vissermanne om in tye van nood genoeg kos uit die see te versamel, deur in die taal van die see te sing.
Hulle is sagge aarde wesens, alhoewel dit bekend is dat hulle storms veroorsaak om die onoordeelkundige moord op robbe en robbevee te wreek. Hul huise is gewoonlik diep in die see, meestal 'n natuurlike kelder van parels of koraal gemaak is. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van robbevee na Engels. Selkies. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!